Welkom by Landboumark Voorslag, Landbou Weekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Ek is lief vir wat ek doen en ek is baie trots op dit wat ons uitsit. Hier gesels ons met entrepreneurs, van gevestigde familiebesighede tot nuwe ondernemings en liefdadigheidsorganisasies. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbou Weekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com. Die geëikte gesegde lui, as die lewe jou suurlemoene gee, maak limonade. Maar wanneer die plaas 'n oorskot lewer, begin die kreatiewe ratte vir 'n boervrou van De Wetstorp draai en sit sy skouer aan die wiel in die kombuis. Dis vroegoggend op die Langenhovenmark in Bloemfontein. Rook en braaivleisreuke warrel reeds oor die terrein, waar vrolike musiek elke dan en wan onderbreek word deur afkondigings wat besoekers na bepaalde stalletjies lei. Tussen die honderde uitstallers wat alles van varsprodukte, handgemaakte geskenke, soetbederfies, boeretroos en McGaffers smous, staan daar reeds 'n tou by een verkoper, uit die dop. Dis seker geroosterde neute, dag ek terwyl ek nader stap. Groot was my verbasing, toe die ry van kopers wat flink sakke beskuit, quiche en fyngebak wegdra, al korter word. Hul bestellings was reeds vooraf geplaas. Toe ek voorkom, kreun die tafel darm steeds onder produkte en ek kan ondersoek instel na die groot trekpleister, die Pecan Treat, 'n gebakte tertjie gevul met pekanneute en karamel. So daar is beslis neute betrokke. Maar hier is ook heelwat meer aan die gang. Ek val met die deur in die huis en pols die verkoper. Net daar besluit ek om terug te keer, nie net vir aankope nie, maar met mikrofoon in die hand. Bradfield Family Farm het 'n storie om te deel. Hier is hoe daai besoek gegaan het. Ek gesels met Lizaan Bradfield van uit die dop, daar in die De Wetstorp omgewing. Mense smil behoorlik aan die lekkernye wat uit julle plaaskombuis kom. Vertel ons bietjie meer oor jouself en waar die besigheid sy ontstaan gehad het. Die besigheid het sy ontstaan gehad in 2014 toe ons pekanneutbome aangeplant het en in 2017 toe ons eerste oes afhaal, moes ek vinnig aan kreatiewe idees dink om ons produk in die mark te kry. En dit is waar die Pecan Treats eintlik ontstaan het. En van daar af het dinge net gegroei. Wat is van die gewildste produkte wat julle verkoop? Ons Pecan Treats is definitief 'n treffer. Mense bly terugkom daarvoor. Intussen het ons beskuit begin maak en die beskuit is ook regtig baie gewild, maar mense is veral erg oor die quiches. Daar is nou regtig 'n geur vir elke een se smaak en dit is so gemaklik en vinnig om net uit die diepvries uit te haal en op te warm. Lizaan, hoe benader jy produkontwikkeling? Ek kan nou sien, ek sit nou binne in julle stalletjie en gesels met jou. Hierso is pekanneutprodukte, daar is gevriesde soppe en quiches en ek sien jy het ook tot nou reuse koekies begin maak. As dit kom by produkontwikkeling is kwaliteit vir my van absolute belang. Dis vir my baie belangrik. So ek kyk na wat ons beskikbaar het op die plaas en wat in seisoen is en van daar af ontwikkel die produkte. Byvoorbeeld die reuse koekies waarvan jy nou praat, ons het ewe skielik 'n oorskot hoendereiers gehad, free range, heerlike lieflike vars hoendereiers. En wat nou beter om dit in te verwerk as in 'n reuse koekie? Jy praat nou van die bestanddele se gehalte wat vir jou baie belangrik is. Is daar van die produkte wat jy kan uitreilings maak as iets nie beskikbaar is nie, of sal jy liewer verkies om dit nie te maak nie, eerder as om gehalte in te boot? Ons produkte is vir my regtig na in die hart. Ek is lief vir wat ek doen en ek is baie trots op dit wat ons uitsit. So as daar iets is wat ek nie op standaard of op kwaliteit kan uitsit nie, sal ek dit verseker eerder onttrek as wat ek moet compromise en die produk lei daaronder. Hierdie lyk vir my soos 'n familiebesigheid. As ek jou nie self by die stalletjie sien nie, sien ek 'n klein span of iemand wat lyk of hulle familie is van jou wat hierso diens doen. Hoe hanteer jy logistiek? Dit is seker nogal 'n storie om so van mark tot mark te reis en jou produkte te smous.
Beplanning is alles, van voorraad aankope en dan opnames doen, verpakkingsmateriaal en dan om die produk verkoel te kry. Maar almal in die gesin sit hand by. My seun is absoluut my regterhand. Hy bestuur eintlik die stalletjie wanneer ek nie hier is nie. En ons maak dit werk so as 'n gesin. Dit is kosbaar om dit so te kan doen. En dan ek glo 'n mens kan nie regtige lekker kos maak, smaaklike kos maak sonder passie nie. Waar kom jou liefde vandaan vir die bak? Dis 'n interessante vraag. Daar's niks lekkerder vir my as om uit te gaan in die tuin en 'n saadjie in die grond te druk nie en dan om daai produk te gaan pluk in die tuin, vars en in die kombuis in te bring en dan te kyk wat ons daarmee gaan doen. So ek dink die koneksie van waar dit begin en die natuur en die varsheid daarvan is maar waar die kreatiwiteit en die liefde daarvoor vandaan kom. En dan my laaste vraagie is, julle is nou so 'n paar jaar al aan die gang. Hoe sien jy die toekoms, veral in ag genome, daar is deesdae 'n groeiende mark vir heilsame handgemaakte produkte? Uit die dop is nie net 'n besigheidsnaam nie. Dit het eintlik 'n baie diep betekenis. Vir ons is dit 'n nuwe begin, deurbraak en uithou vermoë. So vir uit die dop se toekoms beplan ons definitiewe groei, stadige groei, sonder om persoonlike verhouding en kwaliteit prys te gee. En dan, hoe kan ons vir jou in die hande kry, as mense bestellings wil plaas, wat moet ons doen? Die maklikste manier is gaan soek my op Facebook onder uit die dop en stuur dan vir my 'n WhatsApp met 'n bestelling. Die nommer is 071 679 5273. Julle kan ook uit die dorp vinnig en maklik bereik op die landboumark. Die webwerf daar is mark.landbou.com en daar sal jy die WhatsApp kan kry met net een klik. Lizaan, baie dankie vir jou tyd en jou moeite met al die produkte wat jy vir ons lewer. Dit is altyd baie lekker om te sien hoe ander mense dit ook geniet. En sterkte met al jou planne vorentoe. Baie dankie en baie dankie vir jou tyd. Hierdie was nog 'n episode van Landboumark Voorslag, Landbouweekblad se potgooi reeks oor die mense en stories agter besonderse ondernemings in die landbouwaardeketting. Nuwe episodes is weekliks beskikbaar op landbou.com. Aan jou gebring deur Landboumark, Landbouweekblad se digitale snuffelgids. Plaas vandag self jou eie advertensie en laat die mark na jou toe kom. Besoek mark.landbou.com.